Goeiemôre julle. Geseënde Sabbat vir elkeen van julle. Ek hoop dat julle 'n baie lekker dag sal hê. Dis vir my lekker om hier so te wees by julle kerk. Dis 'n blessing om saam met ander mense te wees wat ook lief is vir die Here en ook die lewe te wil lewe wat die Here vir ons bedoel het om te hê. En ja, net om saam met julle te wees. So dis regtig vir my 'n blessing. En dankie dat ek hier so by julle kan wees. Het julle lekker geslaap? OK. Is julle 'n baie interaktiewe groep mense of is julle meer stil en teruggetrokke mense? Vir al die klankmanne, hulle is nogals erg teruggetrokke. OK. Wie van julle kon gisteraand daardie assessering doen wat ons aangestuur het vir julle? Okay. 'n Paartjies van julle het dit gedoen. En het julle gekyk na julle resultate? Hè? Was dit goeie nuus of was dit bietjie slegte nuus geweest? Moenie jou hand opsteek as dit slegte nuus was nie asseblief. Maar ek dink ek weet toe ek myne gedoen het en ek gekyk het hierna sê ek van dit verduidelik 'n paar goed vir my. Ek sal met Jesus wat ons deurgaan 'n bietjie deel van waar ek ook lê op daai verbindingsstel en hoe dit my huwelik ook affekteer. Goeders waaraan ek heeltyd moet werk om myself te bring na 'n spesifieke plek toe. So miskien een ding wat ek net kan sê van die assesserings, daai verbindingsstel wat jy het, dit is nie eintlik 'n permanente ding nie. Dit verander. Okay? En dit is ook nie vir alle persone wat jy mee 'n verbinding of 'n verhouding het dieselfde nie. Dus ek kan 'n tipe van 'n verbindingsstel hê met julle as mense en 'n heeltemal 'n ander ene met my vrou of my ouers of so aan. En so dit is ook waar dat met elke persoon kan jy 'n ander verbindingstyl hê of groep persone en jy kan dit ook verander. En die doel van die assessering is 'n paar goedjies vir ons. Eerstens wil ek u uitnooi om daai assessering te gebruik tussen jou en jou lewensmaat om mekaar beter te leer ken van wat die ander persoon benodig in hulle lewe. Dis nie baie maklike ding om te doen nie, maar ek wil u uitnooi om dit te doen. Ek wil ook hê of die ander doel van dit ook is om jouself beter te verstaan. Nie om jouself te kritiseer nie. Want ek dink ons is nogals geneig om dit te doen. Nou sien ek in my resultate hierso, ek is in die, wat dink julle is die slegste ene? Van daai 4, het miskien as jy afgekyk op 'n paar bladsye, sê ek sien daar so 'n blokkie en dan wys dit waar die spesifieke mense is en daarso is ek met my pa en daar's ek met my ma en daar's ek met my vrou en daar's ek met my mense in die algemeen. En dan is dit nogals maklik om te kyk daarna en jy's van ek is bietjie useless. Right? Okay, maar die doel daar is nie om jou te kritiseer nie. Dit is vir jou om te weet waar jy is en dan jou aan te moedig om aan te hou beweeg na 'n secure attachment toe. En ons gaan nou daaroor gesels 'n bietjie meer. Okay. Is jy nog by my? Okay. So ja, my familie sê hallo. Ja, hulle het nou genoem en sê ek mis hulle. En my klein dogtertjie is net so oulik. Ek mis haar verskriklik. Sy verstaan nog nie. Hulle het vir my gisterand 'n video gestuur want ek het vir hulle eers 'n video opgeneem en gestuur want die netwerk was nou nie so lekker nie. Stuur ek vir hulle die video en sy kyk die videoetjie daar by die huis en sy kan nie verstaan. Sy praat met pappa en pappa praat nou nie terug nie. Weet sy is nou 2 jaar oud, net bietjie ouer as daai en so sy verstaan nou nog nie daai konsep nie. Ja, toe het ek bietjie met hulle vanoggend gepraat en hulle sê ook hallo en hoop dat julle geseënde Sabbat wil hê. Miskien volgende keer gaan hulle ook ons join hierso en dit sal lekker wees. As julle my weer toelaat om terug te kom. Ons kyk maar hoe gaan vandag, nee. Okay. So ons program wat ons besluit het toe nou op die ou einde wat miskien beter gaan wees veral vir die mense wat nie hierso bly op die plaas nie, wat moet in en uitry.
is dat ons die program hierso nou gaan doen. So ons gaan hierso nou begin 9:30 as ek ophou praat en begin met die program, dan gaan ons dit doen. Ons gaan dan en ek gaan nou begin bietjie gesels oor eensaamheid en hoe dit betrekking het tot daardie assessering wat u gedoen het. Dan gaan ons in die 11 uur diens bietjie praat oor 'n belangrike konsep in die huwelik, naamlik vergifnis. Okay. En vergifnis is 'n baie moeilike ding, nie net om te praktiseer nie, maar dit is ook ietsie wat baie keer verkeerdeliks gebruik word om baie keer die mense wat nie foutief is nie, te manipuleer om te vergewe. Weet jy waarvan ek praat? Ek het nou dag gepraat met 'n paar sielkundiges wat werk met mense in die tronk. En hulle is gewoonlik doen die meetings waar die familie miskien ontmoet met die misdadiger, en misdadigers is baie goed om godsdienst te gebruik om jou te manipuleer om te vergewe. Okay. En nie net misdadigers wat in die tronk is nie, maar ons almal kan partykeer die misdadiger wees in ons eie huwelike. Okay. En ons kan die verkeerde goeders gebruik om die ander persoon te manipuleer om ons nou net just to let me off the hook. Okay. So ons wil kyk na wat is goddelike vergifnis. Ons gaan kyk na die Bybel, ons gaan kyk na 'n bekende vers wat u miskien al baie van gehoor het. As ek u vra, hoeveel keer moet ons vergewe? Gaan u vir my 'n vers kan gee? En wat is daai vers? Of hoe gaan die vers? 70 maal 7. Okay? En ons gaan kyk na 3 vlakke van wat dit beteken, daai 70 maal 7. Dis nie eintlik net so eenvoudig as 490 keer nie. Haal my kalkulator uit en nou gaan ek daar so sit en nou gaan ek begin tel. Hoeveel keer het jy dit nou al gedoen? Ek is seker van julle is nou al hier by 590, maar okay. Ons sal sien daar's ander vlakke ook van interpretasie daarso. En wat beteken goddelike vergifnis eintlik? Dis eintlik 'n beautiful ding. En die hele punt van dit is dat as jy goed gaan vergewe, beteken dit dat jy die verantwoordelikheid op jou neem, dat jy iemand vergewe. En daar sekere consequences van om iemand te vergewe. En jy moet bewus wees dat jy dit op jou dra ook. En so jy moet versigtig wees wie jy vergewe en hoe jy vergewe en hoeveel keer jy vergewe. Maar ons sal naby kom en dan die 11 uur diens. En dan na die ete, ons gaan nou hierso saam eet en dan na die ete gaan ons dan hierdie gesprek wat ek nou begin, gaan ons dan klaarmaak en ons gaan daarna tyd gee vir vrae en antwoorde en so aan van julle kant af. So, as jy 'n vraag het, wil ek jy vra dat jy dit asseblief neerskryf. Het julle papiertjies? Kort julle papiertjies. Genigtig, hallo julle. Is julle hierso? Julle het boekies gekry, fantasties. Sy was baie stereotypical. Sy het net vir die vrouens boekies gegee, want net die vrouens neem notas. Okay. Alright, dis nie waar nie, hoor? Okay. Maar julle het daai, asseblief, as julle vra het, skryf dit neer. Miskien kan ons 'n boksie kry, waar ons net daai in die boksie kan insit, sodat, jy weet, partykeer wil jy 'n bietjie 'n anonieme vraag vra. Ons wil nou nie enigiemand op die spot sit nie. So, dat hulle 'n vraagie daar sou insit, en dan sal ek die vragies na kyk. Terwyl julle eet, sal ek gou na die vraag kyk, net bietjie voorberei, en dan kyk ons om daai vraag te beantwoord. Okay, is ons saam? Okay, so, kan u onthou waaroor ons gisterand gesels het? Ons het gisterand bietjie gesels oor God se eienskappe. Ja, ek weet ons het. Wie is God? Maar dit was nie eintlik die punt van dit nie, nê. Wat was die punt van dit? Die punt was dat Moses het 'n prentjie gehad van iemand, en hierdie iemand het toe vir hom gesê, "Wou 'n bietjie, kom ek help jou 'n bietjie om my raak te sien vir wie ek eintlik is." En ons het gesien dat dit is ook die groot stryd wat ons as Adventiste ook in glo. Daar's 'n groot stryd tussen goed en kwaad, en op die ou einde die ding wat gebeur, daai final destination. Okay, nie die fliek nie. Okay, die final destination van Christendom, waar ons uiteindelik wil uitkom, is daai plek waar ons uiteindelik gaan sien wie is hierdie persoon
wat ons altyd ingeglo het. Wie is hy eintlik? Want baie van ons het wanpersepsies van God. Okay? En weet nie of u dit besef al nie, maar daai wanpersepsies is nie net iets wat ons by die kerk optel of in die Bybel optel. My navorsing in die afgelope paar jaar was gewees in terme van hoe ontwikkel ons sekere prentjies van God. En wat baie keer die geval is, ek sal sê die meerderheid van die tyd die geval is dat die prentjie wat jy het van God is nie eintlik die prentjie wat jy ontwikkel het tussen jou en die Here in jou persoonlike Bybelstudie nie. Die prentjie wat jy het tussen jou en God is die prentjie wat daar gesit word deur die ervarings van jou en ander mense in jou lewe. Vir al jou ouers, vir al jou pa-figure, vir al jou mansfigure in die lewe waardeur jy is. Hulle het 'n sekere manier gehad wat hulle met jou gepraat het. Hulle het 'n sekere manier gehad of dinge wat hulle van jou verwag het, wat hulle verwag het jy nie doen nie. Hoe mag jy met emosie deel? Hoe mag jy nie met emosie deel nie? En al daardie verwagtinge het jou gekondisioneer om iets te verwag van 'n manlike omgee figuur. En dit is die prentjie wat ons baie keer vat, ons die Bybel deurlees. So ons kan byvoorbeeld 'n stukkie in die Bybel lees en die Here sê ietsie daarso. Miskien is daai Jesus wat ietsie sê in daai rooi letters, ons weet dis wat Jesus gesê het. En ons lees daai, maar nêrens daarso sê dit vir ons hoe hy dit gesê het nie. Right? Jy weet as jy 'n e-pos skryf of 'n WhatsApp skryf, dis baie keer bietjie gevaarlik, nê? Want jy kan nie jou tone of voice en daai goeters ook oordra nie. Het jy al ooit daai geval gehad van jy sê ietsie en dan neem die ander persoon dit heeltemal anders op want hulle kon nie hoor hoe jy dit eintlik sê nie. Okay. Nou baie van ons lees daai stukkie in die Bybel en daar is geen ding wat vir ons sê die tone of voice of die attitude waarmee die Here dit sê nie. Maar baie keer is dit die gevalle dat ons hoor 'n spesifieke stem. Okay? En daai spesifieke stem, daai wat ons hoor, daai tone of voice wat ons daar bysit, is ietsie wat eintlik van daai emosionele ontwikkeling of kondisionering afkom. En dit maak baie keer dat ons God sien as iemand wat hy nie eintlik is nie. Wat was die punt toe gewees van gisteraand? Dit is dat in die huwelik is dit ook die geval dat hoe slegter 'n huwelik gaan, hoe minder kan hierdie twee mense eintlik mekaar raak sien. Een persoon probeer ietsie sê en voordat die ander persoon eers kan luister, dink hulle al aan hoe hulle hierdie persoon gaan terugantwoord. Om te wys dat ek is nie die probleem nie, jy is die probleem. Het jy al ooit daai gehad? Nee, julle is heilige mense, julle het net perfekte verhoudings, nee. Ek en my vrou het al baie keer so beklei. Ek weet julle dink predikante beklei nie. Daar's nooit probleme nie. Maar ek en my vrou het al so beklei en dan so halfuur later terwyl ons nog steeds argumenteer oor goeters, dan dink ek myself dan ek kan nie eens meer onthou hoekom het ons begin beklei nie. Het jy al ooit daai ervaring gehad? Jy het so aangegaan in net jouself verdedig en dan sê hulle iets en dan moet jy nou hierdie kant toe gaan want jy moet jouself hier verdedig en dan het jy iets gesê wat hulle nou trigger en nou vat hulle daai ding en nou gaan hulle daai kant toe en nou is ons in die Kaap al. Ons was hier so in Pietersburg gewees, nou is ons in die Kaap al en ons weet nie hoe ons daar uitgekom het. Ons weet nie eens waarvandaan ons is nie. En dit wys vir ons dat ons luister eintlik nie na mekaar nie. Ons sien eintlik nie mekaar nie. En wat dit beteken is dat kommunikasie afgebreek het. Ek het nou al vir 'n hele paar koppels wat ek berading al voor gedoen het in my lewe. En die koppels wat probleme leer uitsorteer, is die koppels wat leer hoe om mekaar raak te sien en die ander persoon se kant in te kan sien en dit te kan waardeer. Maar wanneer daai kommunikasie afbreek, het jy 'n probleem. Dit is wanneer resentment, anger en daai tipe van wat is die regte woord? Ek is nou net vol Engelse woorde in my kop hierson. Maar die persepsie van wat jy dink van my
ontwikkel ek self in daardie gevalle. So ons kommunikeer nie meer oor eintlik hoe ek voel en wat ek eintlik dink van jou nie. En hoe minder ons dit kommunikeer, hoe meer moet die ander persoon aanneem wat jy dink en wat jy voel en hoe jy goeie sien. En hoe meer dit gebeur, hoe meer bou daar hierdie berg op tussen twee mense. En ek het party kabbels wat ek sien, en ek sal letterlik daar so sit, en net vir 'n uur lank in die sessie argumenteer hulle. En ek kyk maar net heeltyd hoe argumenteer hulle. En dit is deel van my werk eintlik, om te kyk hoe argumenteer mense. Maar vir 'n uur lank begin hulle met een ding, en aan die einde van die uur het hulle al 150 goeters genoem. Ek sit daarso met my papiertjie, dan merk ek elke keer as hulle van topik verander, tik, 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 dat ek vir hulle kan wys wat gebeur. Dat ons luister nie meer vir mekaar nie, ons probeer net onsself verdedig. En wanneer ek myself probeer verdedig, luister ek nie meer vir jou nie. As jy jou huwelik wil maak werk, moet jy leer om te luister. Of dit gaan gebeur, of jy gaan een persoon moet hê in die huwelik, wat bereid is om dood te gaan. Wat sy identiteit heeltemal vernietig gaan word. En hulle gaan in haar huwelik bly, net omdat hulle voel, dit is die regte ding om te doen, maar daai verhouding is maar eintlik dood, en hulle gaan dood in daardie verhouding. Dit is wat baie keer gebeur. So, verbinding. Hoe was jou verbindingstyl? Het julle gesien daar in daai paar blaaie af, wat jou verbinding is aan jou lewensmaat? Okay. Wie van julle het 'n secure attachment aan jou lewensmaat? Het julle dit gesien? Weet almal wat secure attachment is? Okay, so kan ek dit gou-gou verduidelik, net so vlugteliks. Ek wou eintlik nou eers begin met die Bybel, maar ek sien ek gaan nou weer hou van baie praat. Hoe laat gaan ons hierso klaarmaak? Hierdie sessie 10:30. Ja. Jy moenie vir 'n predikant sê hy moet maar net aangaan nie. Dit is 'n baie groot risiko wat jy neem op jouself en op die mense. Ek gaan mik vir 10:30. Okay. Miskien so net na 10:30. Alright. Dan kan ons 'n breek vat en ons sal alles bespreek as ons moet. Kom ek sê net eers hierdie, ek dink van julle het my al gesien praat hieroor, en dit is dat God ons gemaak het vir verbinding. Okay, dit is deel van ons DNA wat God vir ons gegee het. Toe hy ons geskape het, het hy 'n sekere ding in ons ingebou, en daai ding is 'n behoefte om te verbind met mense en te behoort aan 'n groep. Okay? Dus te behoort aan 'n familie, aan iemand wat soos ek is. Onthou julle toe Adam daar gestap het, wat die Here gesê, ek kan nie alleen wees nie. Weet, daai hele skepping is dit, alles was goed, maar daar was een ding wat nie goed was nie, en wat was daai een ding? Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. God het dit self gesê, verbinding is 'n fundamentele behoefte aan gesonde menswees. En as jy kyk na hoe hy die skepping gedoen het, julle het al daai driehoekie, het ek vir julle vertel van dit. Daai driehoekie van dag 1 skep God hierdie spasie in lig en donkerte, en in dag 4 vul hy daardie spasie met die son, maan en die sterre. Dag 2 skep hy die wat is dit? Skeiding tussen die water en die water, sodat daar 'n atmosfeer of 'n lug is, en dan die waters. So hy skep hierdie spasie en waters en lug, en dan in dag 5, die ooreenstemmende dag op die driehoek, skep hy dan voëls en visse om daardie spasie te vul. So hy skep die spasie, hy vul die spasie. Hy skep 'n spasie, hy vul 'n spasie. Dag 3 skep hy 'n spasie van aarde, yes, en dan vul hy dit met diere en met jou en my. Okay, en so hy skep die spasie, hy vul die spasie, en dan laaste skep hy op die 7de dag 'n spasie in tyd, soos wat die akademikus dit sal sê. En dan wat vul hy daai spasie mee? Hy vul dit met homself. En as jy kyk na daai driehoek, wat wys die driehoek vir jou? Dit vat jou van weg wees, ver weg wees en onbereikbaarheid,
tot nader en nader en nader en nader, totdat ons kan verbind. Die doel van die skepping is, om nie ver te wees soos die sterre, die son en die maan nie, maar om nader te kom, nader as die oseaan, nader as die diere, selfs nader as dit, om intiem te kan verkeer met mekaar, is die hele doel van die skepping ook. Om te leer die blessing wat daar is in verbinding. Dit is wat die Here ons voorgemaak het. Maar ongelukkig lewe ons nie in die tuin van Eden nie. As jy nou buite gaan kyk daarso, sal jy sien, dit lyk nie soos die tuin van Eden hier buite nie. Ons wag vir 'n bietjie reën om te kom. Amen. Okay, right. Die tuin van Eden was 'n amazing plek waar mense veilig was. Die veiligheid wat daar was, het dit moontlik gemaak vir twee mense om gesond te kan verbind. Maar toe sonde ingekom het, onmiddellik was die veiligheid weggeneem en jy kan dit begin sien in die gedrag van die twee. Waar hulle mekaar, wat het Adam en Eva gedoen toe hulle na die sonde val? Hy? Beskuldig, as hy. Dis die hele wat ons nou sê, nee? Is van, luister nie vir mekaar meer nie. Nee, is sy, nee, is die slang, dis dit, ons kruip weg. Ons wys nie meer onsself vir die persoon teen wie ons skuldig oor voel nie. Okay? En so die hele vermoë wat ons het om te kan verbind was begin gebreek deur daai sonde wat ingekom het duisende jare terug al. Nou sit ons op 'n plek van duisende jare van generasie na generasie wat meer en meer gebroke is as die vorige een. As ons kyk na hoe ons nie net ons land nie, maar ons gemeenskappe, ons families is vandag. Dis nie 'n goeie situasie nie. Ek weet nie van een familie wat vir my kan sê, ja nee, alles by ons familie is perfek en almal is perfek lief vir mekaar en ons voel almal veilig hierso nie. Dis 'n gebroke klomp mense. En die probleem met dit is dat die gebrokenheid van een persoon, wat is daai sê ding? Hurt people. Ken julle dit? Hurt people. Hurt people. Okay, so hurt people. Dit is dat as wanneer ek groot word in 'n huis waar sê maar daar verskriklike alkoholisme was, waar daar verskriklike geweld was, waar daar miskien neglect was, waar die persoon miskien vir my miskien het ma en pa deur 'n skei saak gegaan en ek het saam met ma gebly en ma was net so behep met haar eie probleme dat sy nie by my kon wees nie. Dat daardie neglect was. Wanneer ons in sulke huishoudings groot word, dan maak dit ons vermoë om gesond te kan verbind baie moeilik, if not impossible. So, wat gebeur met ons? Nou, van julle ken miskien attachment so bietjie. Nou, as jy iemand se attachment wil weet, daai assessering wat julle gedoen het aanlyn het eintlik twee goeters gemeet in julle. Met elke van daai persone. Dit het gemeet hoe veilig voel jy eintlik met daardie persoon dat hulle jou aanvaar, dat jou verhouding veilig is en dat hulle jou nie sal verwerp nie. Dit is die een ding wat dit gemeet het en dit is die angstigheid in die verhouding wat dit meet. Die tweede ding wat dit gemeet het is hoe veilig jy voel dat daardie persoon daar vir jou sal wees indien jy hulle sou nodig hê. Of dit nou fisies is, finansiëel, seksueel, emosioneel, dit maak nie saak nie. Gaan daardie persoon opdaag vir my. En so dit meet avoidance. Okay. En afhangende van waar jy lê op daai twee skale, hoe hoër jy gaan op hierdie anxiety ene, wat gebeur dan met jou? Jy oordoen jouself om die aanvaarding te kry van daardie persoon. Hoe lyk dit? Jy word 'n people pleaser, byvoorbeeld. Okay, so jy is oorgretig om die aanvaarding van mense te kry en so jy is amper soos daai chameleon. Right? Wat is 'n chameleon? Verkleermannetjie. Jy's soos 'n verkleermannetjie. Jy word soos die mense saam wie jy is op daai oomblik.
Het julle van dit in julle raak gesien? Ek onthou, ek was verskriklik so, want ek het baie hoë angstigheid in my verbindingstyl gehad. En dit het op sulke klein klomp maniere uitgekom. Ek onthou die een keer, ek het toe ek net uit die skool uit is, op 'n golfbaan gewerk. Ek was baie in die golf in gewees. En dit was 'n golfbaan waar baie internasionale mense gespeel het en ek het aan die pro shop gewerk en ek het hierdie Skotse persoon ontmoet. En hy het met my begin praat daarso en dit was nie eers 2 minute van met hom praat nie. Toe begin ek al met sy aksent praat met hom. En ek sê van Michael, wat doen jy? Dis bietjie ongeskik my ou. Hierdie ou gaan nou voel I'm making fun of him, maar ek het outomaties oorgegaan om te adapt waar hy is, om in te pas. En dit is wat jong mense ook doen, is dit nie? Is hierdie groot behoefte om in te pas, is 'n behoefte om selfs met die, of dit nou vriende is of jou familie, om daar te behoort en in te pas, maar ook die onveiligheid van jy weet nooit of word jy eintlik aanvaar nie. En wanneer dit gebeur, dan is ek geneig om 'n verkleermannetjie te wees. So ek word 'n people pleaser en ek het verskriklike lae grense. Ek weet nie hoe om nee te sê nie. Ek weet nie of waarvan julle is wat so is nie. Okay, as mense jou vra hier by die kerk om ietsie te doen, ek sal altyd ja sê. Nee? Okay? As van ons wat so is, ons weet nie, ons kan nie nee sê nie, want dit is verkeerd, jy weet, ek moet 'n goeie Christen wees, ek moet hierdie prentjie volhou, jy weet, en as ek nee gaan sê, wat gaan mense van my dink? Hulle gaan dink ek is 'n bad Christen. Okay. En so ons is geneig om dan ons eie grense te laat gaan, sodat ons kan behoort. Okay. En dan is daar die ander skaal, die avoidance skaal. Miskien het ek groot geword, en ek was miskien geboelie, ek was miskien gestigmatiseer, ek moes alleen gewees het baie. En wat gebeur as jy baie alleen moet wees? Jy moet leer hoe om net te survive as 'n een-man besigheid. Okay, it's like, there's nobody that's going to be with me, so whether I talk to myself of wat ook al ek doen, ek moet maar leer om net te wees by myself. Okay. En so jy leer dan sekere coping meganismes aan, jy leer hoe om nie ander mense nodig te hê nie. Okay. Dit kan ook wees met miskien soos wat ek genoem het vroeër, 'n ma saam met wie jy groot word wat nie daai aandag, daai emosionele aandag vir jou gee nie, of 'n pa. En maak nie saak wat jy doen nie, hulle is net nie daar vir jou nie. En so wat gebeur dan? Ek moet leer hoe om sonder mense klaar te kan kom. En dit werk mooi wanneer jy 'n kind is en jy moet survive, maar wanneer jy 'n volwassene word en jy moet in 'n gesonde verhouding wees tussen twee mense waar emosionele verbinding nodig is, dan is dit waar dinge bietjie uitmekaar uitval. Want nou as jy daai avoidant persoon is, dan het jy nie die ander ene nodig nie. As jy wil gaan, moet jy maar gaan. En een van die grootste redes vir die ongeluk wat geskep word in 'n huwelik, is wat hulle noem the pursuer, gaan vir jou nou sê, the pursuer distance dynamic. En jy kan kom sommer hoor wat dit beteken nie, the pursuer distance dynamic. So een persoon is pursuing, hulle jaag die ander persoon aan, en die ander persoon druk weg, druk weg, druk weg. En so hier het jy twee persone met baie verskillende verbindingsstyle aan hulle romantiese partners. Okay? Een persoon voel onveilig, en so hulle is geneig in die verhouding om heeltyd te wil weet, is jy nog lief vir my? Is jy nog lief vir my? Gee jy om? En so hulle wil meer en meer aksie sien wat vir hulle bewys, jy gee eintlik om vir hulle. Okay? En ek wil nou nie stereotypical wees nie, maar vrouens is meer geneig tot dit. Okay? Maar dit is nie net vrouens wat so is nie, ek is ook so. Alright, dit dank aan my geskiedenis. Ek sal nou vertel bietjie meer van dit in my huwelik. Maar as jy een persoon het wat onveiligheid voel, is jy meer geneig om te wil soek vir daai affirmation, dat daardie persoon lief is vir jou, en dat hulle by jou gaan bly. En so hoe meer jy geneig is om so te voel, hoe meer controlling kan jy ook raak.
So dan wil jy nou sien, waartoe gaan jy, wat doen jy, ensovoorts, ensovoorts. En die probleem is dat wanneer jy saam met iemand in 'n verhouding is wat nie so is nie, hulle is miskien het 'n meer dismissive attachment, waar hulle net eintlik bietjie plek soek om te kan asemhaal. Hoe meer jy hulle pursue en na hulle toe gaan en vra en wil hê, hoe meer wil hulle net bietjie, gee my net bietjie spasie. En hoe meer hulle sê, gee my net bietjie spasie, hoe meer onveilig voel jy. En hoe meer het jy daai affirmation nodig en hierdie dinamiek kan ontstaan wat daardie koppel heeltemal net uitmekaar uittrek. Klink dit bekend vir julle? Dit is wat gebeur in baie van ons verhoudings. Die Here het ons gemaak vir verbinding. Dis 'n behoefte wat elkeen van ons het en die kanse dat jou behoeftes vervul is deur jou ouers en deur die mense in jou lewe is baie skraal. Jy het 100%, is ek seker, sekere wonde. En as ons nie kyk na daardie wonde en onsself verstaan nie, dan maak dit gesonde verhoudings baie moeilik. En dit maak eensaamheid in die huwelik 'n baie groot moontlikheid. Okay. Jy kan getroud wees ons het gisterand gevra, hoe lank is almal hierso getroud? En die wenner was gewees leraar Corrie en sy vrou, né? Hoeveel jaar is hulle getroud? 44 jaar. Jy kan vir 44 jaar getroud wees. Jy kan die beautifulste Adventiste koppel wees, altyd in 'n soet, mooi aangetrek, sê die regte dinge. Maar dit beteken nie daar is geluk in die huwelik nie. Dit beteken nie dat jy vervul voel in die huwelik nie. Jy kan in daai perfekte prentjie wees, maar jy kan ongelooflik eensaam ook voel. Okay. En vir baie van ons is dit nie noodwendig ietsie wat ons spouse, wat noem mense, wat is spouse in Afrikaans? Jou eggenoot. Dis nie iets wat noodwendig jou eggenoot kan regmaak nie. Vir party van ons lê daai wonde baie diep met ma en pa. En dit is eintlik waarna ons altyd op soek is na. En omdat ons nie daai het nie, gaan ons nooit gevul voel heeltemal nie. Jy weet dit is soos die ek weet nie hoe voel die as die tieners is hierso presies hoe hulle voel nie, maar baie keer wat ons in tieners sien is dat hulle sal goeie sê soos niemand is lief vir my nie. Is dit waar? Nee, mamma en pappa is baie lief vir hulle. Do they care about your love for them? No. Hulle gee nie omdat jy vir hulle lief is nie. As hulle sê niemand is lief vir my nie, bedoel hulle nie jy nie. Like ja, we assume that. Maar daar is ander spesifieke mense wat se liefde ek eintlik wil hê wat ek nie kry nie. En so baie van ons kan miskien die liefde van daai spouse kry, maar omdat ons nie daai spesifieke persoonsin het nie, voel ons daai eensaamheid nog steeds. Okay. Is u nog saam met my? Het ons enige vrae sover? Niks vrae sover nie. Ek sien ons is 'n stil groepie. Okay. Alright, maar ons gaan aan hierso. Alright. So, ek wil met julle gesels oor die eensaamheid wat ons in huwelike partykeer kry en ek wil gou vir u hierdie lees. According to Frank Ninivaggi, verskoon die Engels, ek sal dit nou in Afrikaans ook vertaal. People who feel lonely at any age perceive others are not listening to them. So people who feel lonely feel that people don't listen to them. They don't take them seriously or they don't make enough eye contact. Op die ou einde voel hulle dat hulle nie eintlik bestaan nie. They also feel that others either explicitly or implicitly dismiss them. This perception, whether or not it is a reflection of reality, reinforces feeling disconnected, dismissed and uncomfortably isolated. So wanneer daar 'n persoon gaan wees in die huwelik of in jou familie, en by the way, wat ek net hierdie sê, ons praat nou van huwelike hierso, maar hierdie het te doen met jou kinders ook. En jou res van jou familie ook. Okay, dis alles verhoudinge. Alright, as daar mense, as hulle gaan voel dat hulle word nie gesien nie, hulle word nie gehoor nie, hulle word nie bestaan nie,
gaan hulle eensaam voel, hulle gaan isolated voel, hulle gaan nie 'n deel voel van realiteit nie. En hier is 'n statistiek vir u. 61% van mense voel eintlik eensaam. Okay. Dis 'n groot groepie. So, hoeveel mense is ons hierso nou vanoggend wat net hierso sit? So 30? Okay. Hoeveel is 61% van 30? 20 of 19? So dis bietjie meer as die helfte hierso, volgens statistieke, voel eensaam. Al is hulle getroud, voel hulle eensaam. En die akademikusse wat hierdie goeters bestudeer, sê vir ons dat dit dubbel die nommer is as net 2 dekades terug. Dit verdubbel. Met ander woorde, dit word erger. Hierdie is nie 'n situasie wat altyd bestaan het nie, maar dis iets wat erger en erger en erger en erger nou word. En wat dink u kan dit nogals ook beïnvloed? Wel ek dink die hele inkoms van media, TV, al daai goeters toe dit begin het inkom het, dis 'n lekker manier om jouself te distract. Hoe gereeld sit die koppel daarso in die bed en dan is jy op jou foon en ek is op my foon. Is dit ietsie wat gebeur? Is dit net ek en my vrou? Help my? Wie van julle doen dit? Okay, ek sê nie dis verkeerd nie. Okay, maar dit is hoe ons deesdae leef. Dit is die norm. Is dat ons elkeen op ons fone is saam met mekaar. En 'n party koppels, miskien die nuwe generasies gaan bietjie beter wees daarmee, okay? Maar dit is definitief 'n manier wat ons ook distansie neem van mekaar. It's like ons reinforce hierdie idee dat ons saam leef, saam is fisies, maar eintlik praat ons nie. Ons kyk nie mekaar se oë in nie. Ons connect nie met mekaar meer nie. Ek weet nie of het jy al ooit daai eksperiment gesien wat hulle gedoen het, wat hulle basically 2 strangers kry, 2 vreemdelinge van die straat af. En dan ek sal dit nou nie met u hierso doen nie. Ek dink u sal dit nie geniet nie. Maar hulle sit 2 stoele hierso. Een nie eens 'n meter van mekaar af nie. Jou knie raak amper, okay? 2 vreemdelinge en hulle moet direk vir mekaar in mekaar se oë in kyk vir 4 minute. Dit klink nie lank nie. Maar kyk gou-gou in die persoon langs jou se oë in. Ek sal gou 'n timer opsit. Nee, ons sal dit nie nou met u doen nie, moenie worry nie. Okay. Maar u sal dit gaan doen met die eksperiment later om in iemand se oë in te kyk vir langer as miskien 15-20 sekondes. Jy begin ongelooflik ongemaklik voel. Né? Jy raak bewus van jouself. Hoe lyk ek? En jy begin kyk na hierdie persoon en jy weet nie wat om te doen met jou oë nie. Okay. Maar wat hulle gesien het is dat, ja, daar gaan daai tweeetjies is nou besig met mekaar daarso. Kan julle ophou asseblief? Ons is nou in die kerk. Ek is net bang iets gebeur hierso. Nee, grap se behoor. Maar hierdie eksperiment het dit bewys toe. Wat gebeur het is dat hierdie vreemdelinge het begin verbind aan mekaar deur 4 minute lank te kyk in iemand se oë. Was die verbindheid wat hulle gevoel het aan die ander persoon, daar was 'n dramatiese verskil. Oogkonneksie maak saak. Die Here het ons oë gegee om in mekaar te kyk. Dink bietjie terug, toe Adam geskape is, wat was die eerste ding wat Adam gesien het? Hey? Ek meen, okay, onthou julle hoe het God vir Adam gemaak? Hy het daar neergekniel, right? En hy het die wat noem jy die liggaam geskep uit die modder uit, right? Uit die stof uit. En toe wat het hy gedoen? Okay, so as ek nou hier sou staan en ek okay, nie een van julle het dit ingekry nie, nee. Okay. So as ek iemand se neus in en ek beloof ek sal dit nou nie doen vandag nie, maar om iemand se neus in hierso te blaas, lig. Okay. Ek moet naby aan jou wees. Ek moet in jou gesig wees. Okay? So toe God daardie asem in Adam ingeblaas het en Adam het sy oë oopgemaak,
die eerste ding wat hy sou gesien het, is hierdie persoon se gesig reg voor hom. Wow! Okay? Dis konneksie, dis intimacy. Dit is waarvoor God ons gemaak het. En so ek dink die fone is ietsie wat ons baie belemmer in ons vermoë om te connect met mekaar. It's just too easy. It's just too easy to put the phone on en om te wees op TikTok of Facebook of Instagram of wat ook al jy doen op jou foon. Ek seker dit kan ook boeke wees. Waar ons baie keer boeke gebruik om net bietjie te escape en nie hoef te praat met daardie persoon nie. Dis ook moontlik. Okay, hier's nog 'n statistiek vir u, laaste ene, ek weet statistieke is bietjie boring. 58% van mense voel asof niemand hulle ken nie. Okay, dis nogals baie naby aan 61% ook. 58% van mense voel nie dat enige iemand regtig hulle ken vir wie hulle is nie. Baie van daai mense, baie keer voel hulle weet nie eers wie hulle is nie. Dit is baie keer omdat hulle 'n sekere rol aangeneem het om te survive en hulle lewe daai rol nou uit. Ek gee vir julle 'n voorbeeld van 'n Adventiste meisie wat baie invested was in haar gesondheid. En so sy het baie gehou van gesondheid, sy het reg geëet, elke dag geoefen, niks slegs gedoen vir haar liggaam nie. Dit was wie sy was en haar familie het haar so leer ken. Maar op 'n sekere stadium het sy heeltemal verander. Sy het begin rook en drink en nie meer maisgoedjies eet nie en sy het tattoos gekry en al hierdie dinge, which is beside the point. Maar hier's die punt. Wanneer sy by die familie gekom het, is sy nog steeds altyd die vegetariër wat net water ook drink en hierdie gesonde lewe lewe. Okay? Sy het 'n sekere rol self aangeneem wat almal van gehou het. En toe sy dit aangeneem het, het sy gevoel, dit is ietsie wat ek nou moet uitleef heeltyd vir aanvaarding by die mense. En sy het ongelooflik depressief en angstig geword, want sy moes heeltyd hierdie energie spandeer om iets te wees vir mense wat sy nie eers meer eintlik is nie. En hierdie is waar die veiligheid in ons eie huise so belangrik raak, is dat ons het nodig om veiligheid te skep in ons huise vir mense wat anders is as ons. Naamlik ons kinders of die mense saam met wie ons in verhoudings is. Ons sit baie keer ongelooflike verwagtinge en reëls op ander mense. Wat by the way heeltemal teen Adventiste geloof is. Jy weet as ons daarso kyk in Openbaring 13, bespreek dit die beast that comes out of the sea. Het julle al daai gelees? Julle is nou Adventiste, so julle weet nou nie waarvan ek praat nie. Okay, maar Openbaring 13. Okay. Het jy hierdie beast en wat doen hy? He makes everybody to worship the dragon. He enforces worship by pain of death. It's like you will believe, jy sal glo en doen wat ek vir jou sê. En daardie tipe van 'n houding is eintlik nie die Bybelse geloof nie, is dit? Die Bybelse geloof wat ons as Adventiste voor geveg het 100 jaar terug, is vir wat hulle noem religious freedom. Is dat jy weet, ek gaan my eie convictions heeltemal uitleef. Ek gaan dit uitleef tot die volle potensiaal wat ek het. Maar ek gaan nie 'n ander persoon dwing om te wees soos wat ek is nie. En ek ken van huishoudings waar die kind miskien nie wil kerk toe gaan die Sabbat nie. En dan word hy uitgesluit uit die huis uit. Okay, jy wil nie Sabbat kerk toe gaan nie, dan kan jy maar buite sit vandag en jy kry ook nie kos vandag nie. Wat gebeur? Okay? Dis wat gebeur. Wat dink jy skep dit in 'n kind wanneer ek so my geloof dwing op jou? Dit maak hom dat, I don't want it then. Right? Ek wil dit nie hê nie. Okay? Rebelleer daarteen. En dit is 'n natuurlike ding want God het ons nooit gemaak om gedwing te word in enige iets in nie. Hy het ons gemaak om 'n besluit vir onsself te neem. En so die vrymoedigheid in 'n verhouding, die veiligheid wat ons kan skep vir vryheid vir die persoon is ongelooflik belangrik.
OK. Sjoe. Hoe lyk ons tyd? OK, ek moet begin hierso klaarmaak, nê. God se prentjie vir die huwelik. Hoe lyk daai prentjie? Behalwe vir die vryheid wat ons skep, hoe as u kan dink aan 'n spesifieke vers wat die huwelik, God se plan vir die huwelik kan wys. Wat sal u dink is daardie vers? Dink vir my aan 'n vers wat jy dink sal kan opsom wat God se plan is vir die huwelik. Ek sal jy 'n tydjie gee, dink bietjie. Dink aan 'n vers wat vir jou mooi opsom wat jy dink God se plan is vir 'n huwelik en miskien verby die huwelik vir enige verhouding, of dit nou met jou kind is, of met jou broer is, of met jou ouer is, maak nie saak nie. Wat is God se prentjie vir dit? Help my bietjie, geef my 'n vers. Yes. Romeine 8:31, ja? Oh wow, that's a nice ene, né? Dis bedoel jy nou daardeur dat ons vir mekaar is en ons help mekaar, ons ondersteun mekaar, ons is nie teen mekaar nie. OK, dis 'n baie nice ene. Nog nooit aan daai ene gedink eers nie. OK, wat nog? Geef my nog. Wat se versies som op vir jou baie mooi wat 'n verhouding in moet hê? Help my bietjie. Verdra mekaar. Moenie worry nie, ons kyk nie nou in op julle. Maar dis die waarheid, nê, verdra mekaar. Ek dink is in Korintiërs of Romeine. Is dit Filippense, een van die briewe van Paulus, nê, wat hy geskryf het. Verdra mekaar. Wat sê vir ons die hele versie? Ken dan nie die hele versie? Okay. Miskien kan iemand ons help, maar verdra mekaar. Het jy nodig om mense te verdra in jou huwelik? Ja, dis wat daarna staan, nê. So, verdra mekaar en vergewe mekaar as daai een. OK, verdra mekaar. Ja. Is dit 4 vers 8? Lees vir ons, dankie. O, is dit jou versie? Ek dink jy sê vir ons nou 'n versie. OK. Alright. So Filippense 4 vers 8. Dit klink soos 'n baie klink soos 'n mooi Sabbatskool antwoord. Weet jy wat ek bedoel met dit? Soos ons weet die regte antwoord om te gee, maar what does that mean, you know? En wat beteken dit prakties in 'n verhouding om altyd dit te verwag, want die realiteit is ons gedagtes gaan partykeer na ander plekke toe. Ons default is eintlik om to be suspicious of one another. Ek verdink jou heeltyd. As jy het iets gedoen, ja, dis seker omdat jy net bietjie van 'n para is. OK? Right? Ons verdink mekaar heeltyd en ons lewe heeltemal in teenstryd met daai, dis selfs amper as 1 Korintiërs 13, vers 4 tot 8, nee, liefde is die gunsteling versie vir troues. Liefde, love is patient, love is kind. Ons verdra mekaar. OK? Kom ek vra vir julle 'n vraag. Hoe belangrik is kompromie in 'n huwelik? Is kompromie belangrik in 'n huwelik? So bietjie, is hy sarkasties? Is baie belangrik. En wat bedoel ons met kompromie? Dit is baie belangrik dat ons dit kan mooi definieer, want daar is sekere plekke waar kompromie beteken, okay, ons eet vanaand nie pizza nie, maar ons eet vanaand braaivleis. Okay. Right, so wat bedoel ons met kompromie? Ons vind 'n goeie middeweg. Okay? Ja. Okay. Wat se braaivleis eet ons? Okay. Alright. En so partykeer wel kompromie is nog steeds dat ek gee eintlik maar my regte en my visie en my dinge op om iemand anders se aan te neem. Nou
of ek nou sekere grense het, jy weet, ons almal het sekere grense wat ons oorskry daar. Dink u kompromie is 'n deel van 'n gesonde huwelik? Wat sê? OK, gee vir my 'n ander woord. Of help my, ek toegeeflik, is dit maar dieselfde as kompromie, is like you have your way. Buigbaar wees. OK? En weer eens moet ons hierdie baie mooi definieer. Want wat die navorsing vir ons wys en ek verwys u na John Gottman en die Gottman Institute. Hulle is die top navorsers in die wêreld wanneer dit kom by verhoudings. OK. Hulle het die beste navorsing daaroor. Hy en sy vrou bestudeer paartjies en hulle het al hulle kan sien met ek dink is nou 87% akkuraatheid kan hulle kyk na 'n koppel, julle gaan na hulle toe en hulle kyk hoe julle interact met mekaar en hulle kan met 'n 87% akkuraatheid sê of julle gaan skei of nie en hoe lank dit gaan vat voordat julle gaan skei. Okay. Want daar is sekere kenmerke van mense wat besig is om afdraande te gaan. Okay. Julle het al gehoor van 'n 4 horses of the apocalypse wat van Openbaring afkom, né? Daar's ook daai 4 horsemen wat in huwelike is. Alright, ons sal miskien later daaroor gesels, maar kompromie is eintlik nie 'n kenmerk van mense wat suksesvol is in huwelike nie. Die mense wat suksesvol is in huwelike is nie mense wat heeltyd moet verander vir mekaar nie. Die mense wat suksesvol is in huwelike is eintlik mense wat die ander persoon kan aanvaar vir wie hulle is en kan spasie skep vir daardie persoon om te kan bestaan saam met my al stem ek nie saam met hulle nie. Okay? Ja? Daai is die mense wat suksesvol is in die huwelike. Kan ek die sterkpunte van hierdie persoon insien sonder om hulle swakpunte ook te moet kritiseer heeltyd. Ek was so geïrriteerd met my vrou want sy het vir my hierdie podcast gegee om na te luister waar hy gepraat het van hierdie kompromie. Man. Want die Here het baie keer 'n baie goeie sin vir humor en hy sal vir jou gee wat jy altyd was en wat mense gehaat het van jou. Nou gee jy dit in jou lewe en jy kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. As 'n kind het ek nooit goed weggepak nie. Ek het 'n gemors gemaak in die kombuis. Ek het die kaste nie toegemaak nie en elke dag van my lewe het my ma, ek dink ek het al so moeg gemaak. En dit het my nooit geplan nie tot die dag wat ek getrou het. En nou ewe skielik is ek ingestel op hierdie netheid. Wat net outomaties gebeur het altyd. Ek gaan vir u nou ook 'n video wys. As julle my kan help met dit. Dis 'n video van hoe mans baie keer redeneer, maar ons sal nou daarby kom. Okay, maar hier is die punt. Ek trou toe en my vrou is iemand wat love om te bak en sy bak baie goed. Okay, sy maak die lekkerste dinge. En maar as sy gebak het, kan jy sien. Dit is 'n gemors. En ek stap in die kombuis in en en is net 'n gemors. My brein kan dit nie vat nie. Of sy was in die kombuis gewees en hier staan 'n kas oop en my brein is dat jou brein begin so ruk. Iets is fout. En iets wat jou nooit geïrriteer het nie, begin jou nou ongelooflik irriteer. En ek en sy het ongelooflike argumentasies gehad in die begin oor sulke dinge. Totdat ek begin leer het deur hierdie navorsing en so aan dat jy weet jy kan al jou energie spandeer om 'n ander persoon te kritiseer en hulle te wil probeer regkry soos wat jy wil hê hulle moet wees, want jou ma en pa was so gewees en dit is die verwagting. Jy is nou die vrou, so jy moet dit doen, of jy is nou die man, so jy moet dit doen, en so is dit die verwagtinge, en jy moet nou in my boksie inpas. So, jy kan al jou energie spandeer, om presies in daai rolle in te pas, of jy kan begin, deur die ander persoon te aanvaar vir wie hulle is,
en te leer hoe om hulle swakpunte te versterk deur jou invloed daarop. En wat ek toe begin doen is, ek sê, okay, ek hou eintlik van skoonmaak. Ek weet dit klink nou snaaks, ek weet nie of enigiemand hier sou hou van skoonmaak nie, maar dit voel eintlik goed vir my. Ek hou daarvan om te doen, om goedes te organiseer, dit lyk netjies, is miskien 'n bietjie OCD wat daarso is. Ja, as jy 'n bietjie Duitse of Nederlandse bloed het miskien, dan gaan jy ook dieselfde wees seker. Maar ek hou daarvan, en so, toe dink ek, okay, kom ek vat nou dit wat sterk is vir my, en kom ek doen dit net. En elke keer wat daar oopkas ding, maak toe, pak weg, maak alles mooi, en ons huwelik het net so, mooi gegaan. Okay. It's like, jy kan al jou energie gebruik, en fight die hele tyd, of jy kan sê, okay, hoekom probeer ek nie maar net ook 'n bietjie daai gat vul, wat daar so is nie. Ja, so is kompromie altyd goed. Wel, die navorsing sê, dis beter vir jou om te appreciate, te waardeer en te aanvaar wie die ander persoon is, en saam met hulle te leer lewe. En hierdie is eintlik 'n beginsel van menswees. Dis 'n goddelike beginsel wat uit die Bybel uitkom, om ander te kan aanvaar en nie jou eie wil op hulle oor te wil plaas nie. Okay. Is jy nog saam met my? Ons lyk stil hierso. Asseblief as jy 'n vraag het, kom ons skryf dit op daai bladsytjies. Maak seker daai vraag kom na my toe. Ek hoop daar's vrae. Ek hou regtig van interaksie. Ek dink jy het nou al agtergekom. Ek hou daarvan om met mense te praat en hulle praat terug en hulle sê, weet jy wat Mike, ek stem nie saam met jou oor hierdie ding nie. Hierdie is my ervaring is heeltemal anders. Al hierdie kere wat ons na kerke toe kom en ons het seminare en dinge. Jy weet, ek hoop nie u dink dat ons kom hiernatoe om vir u te sê, maar hierdie is nou hoe dit is en jy moet dit nou maar vat en daar gaan jy nie. Nee, hierdie is eintlik oomblikke wat ons gesprekke begin. Ons wil 'n gesprek begin, want as ons nie oor hierdie goeters praat nie, en dinge gaan in die duisternis in, dis waar dinge begin skeefloop. Kappels wat oor goeters praat, al stem hulle nie saam nie, is kappels wat dinge uitsorteer. Ek sê vir jou, die grootste, ek is nou by oom, die grootste ding wat ek gesien het in sekere kappels, is dat wat baie mooi, wat deur moeilike dinge is en hulle kom reg, wat nou happy en suksesvol is nie omdat ek 'n goeie beraader was nie, maar is omdat ek 'n gesprek gefasiliteer het tussen twee mense wat slim genoeg is om goeders uit te sorteer, wat net 'n bietjie hulp en insig nodig het op sekere plekke gewoonlik. Jy weet so ek mind glad nie interaksie nie, hoor. En as jy nie saam met my stem oor iets nie, dis okay. Okay. Yes. Ek dink dit was okay, oom Jan, nee, so ja, en dan ek nou baie gesien in die huwelike. Dis reg, wat dan moet jy hê? Terwyl hulle nog besig is om uit te sort, kan die huwelik nog gered word. Maar as die een eers die ander begin spyt, dan moet jy maar vergeet dan die huwelik. Ons sal 'n bietjie later praat oor die 4 horsemen, ons sal dit miskien noem. Ek kan net nie al die horsemen onthou nie, dis kom ek nou sê later. Ek gaan kyk wat die horsemen is, maar daar sekere goeders wat gebeur, soos as ek begin, if I start to be mocking, as ek spiteful is, stonewalling, weet jy wat stonewalling is? Ja, dit kom alles van moedswilligheid af. Maar stonewalling is eintlik waar ek soos 'n koue muur afsny so tussen ons. Ek praat net nie meer nie. Ek sny heeltemal af. Okay. Daai is 'n baie goeie predikter van divorce. Ek dit kom as een van die volhospen noem. So baie dankie vir daai insette. Yes. Die sintuie. Hoe sien jy die sintuie in die huwelik? Want jy praat van kommunikasie. Yes. Nou as jy kyk byvoorbeeld, Jesus is baie duidelik al, jy weet oor jou sintuie byvoorbeeld oor die musiek wat in die huis is, die ensovoorts. Wat jy hoor, praat van die, ja, jy het gepraat van die oor, dit is een van jou sintuie. Die praat, die ore natuurlik, en dan jou aanvoeling wat jy, maar wat vir my belangrik is, observasie, dit is nie, is as jy kyk dis nie die jong geslag, dit is almal. Jy weet jy word, deur jou oë word jy gedoktrineer deur wat jy kyk, wat jy lees, wat jy sien,
En natuurlik ook is die oorpontjies ook in dit. So dat jy sluit af, outomaties sluit jy jou af in daai manier waar die kommunikasie plaasvind. So ek dink dit is al 'n klare groot probleem as jy in 'n verhouding never mind nou in die huwelik, weet met ander woorde kinders op skool, ons sien dit ook. Ons het al hierdie gevalle gehad dat die kinders praat ook nie met mekaar nie. Die pa praat nie met mekaar nie. Die kinders, alles gaan oor die. En natuurlik die indruk wat hierdie artificial intelligence op jou het hoe jy die kerk, jy het samelewing by die kerk natuurlik. Eintlik 'n paar dinge. Maar net so twee goeders wat ek wil noem, is so ja, daai sintuie en hoe wat ons inneem en so aan. Jesus is belangrik. Ek gaan 'n stap verder as dit gaan in 'n oomblik, maar ek wil net ietsie sê van die AI en die algorithms en daai goeders. 'n Interessante studie wat jy kan doen, veral as ek en my vrou het baie verskillende persepsies van politiek. Baie verskillende. Dit is een van die dinge in ons huwelik wat ons nie oor praat nie, want ons het geleer om nie daaroor te praat nie. It's not worth it. Okay? Dis nie die moeite werd om te beklei oor dit nie. So ons het verskillende sienswyse oor die lewe en sekere dinge, okay? En nou as jy op my Instagram gaan en ons gaan na dieselfde post toe op Instagram. Die comments wat ek sien en die comments wat sy sien is nie dieselfde nie. So die algoritme verander selfs die comments wat jy sien om jou te reinforce in wat jy al klaar van hou. En dit is baie gevaarlik is wanneer ek in 'n stelsel is, wanneer ek in 'n stelsel is waar my visie van miskien as 'n jong persoon of van 'n persoon wat net in my eie bubble is, heeltyd gereinforce word. So ek kry nie die geleentheid om te luister na iemand wat 'n ander opinie het as ek nie. Ek leer nie om te kan luister na mense en dan is my bubble en hoe ek sien, dit is wat saak maak. En dit is wat een van die groot probleme is met die algoritmes en die AI en die invloed daarop. So ja, net dit genoem het, maar nou wil ek ietsie noem van kommunikasie. Kommunikasie is obviously ongelooflik belangrik. Ons het 5 sintuie. Okay, wat is daai sintuie? Okay, jy kan sien, jy kan ruik, jy kan proe, jy kan hoor, jy kan voel. Okay. Alright. Jy kan sien ek het nie geluister vir my ma nie. Okay, so daai is ons sintuie. Maar sintuie, as jy dink aan rekenaarprogrammering, dis mos ene en nulle. Julle weet? Okay? En dit beteken eintlik niks vir die normale persoon nie. Dit moet geïnterpreteer word, daai ene en nulle. Okay. Nou die inligting wat jy inkry deur jou sintuie is eintlik ene en nulle. Okay. Wat ook al jou geloofsisteem is wat opgemaak word deur jou verlede en jou ervarings en jou kennis en jou goeders, is die ding waardeur al daardie sintuie geïnterpreteer word. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Ek het ek dink ek was so 13 daar, 12, 13 gewees. En ek en my vriend loop toe op hulle plaas, daar so in Koppies. Weet julle waar Koppies is? Dis tog 10 keer droër as wat dit hierso is. Okay, vieslike plek. Maar okay. Ons loop daar in Koppies daar op die plaas en ons soek tarantale om te skiet. En soos wat ek kan onthou was ons bullet. Ek weet nie so kom ons nie eens gedink aan die gun nie, maar ek loop toe en so 'n meter van waar my voet nou is, toe ek afkyk, toe in so uitgeholde plekkie lê daar toe so 'n pikswart slang en kyk vir my so. Ek weet nie of dit 'n slang dit was nie. Ek ken nie slange nie. Ek weet nie hoeveel van dit het ek opgemaak in my kop toe ek jonger was nie. Okay? Maar dis wat ek onthou dat ek gesien het, is swart slang met geel oë wat vir my so staan en kyk. Okay. So, dit is die data wat inkom deur die sintuie. Nou wat dink u het ek gevoel? Het ek gevoel, ag, dis nice. Hier's 'n mooi slang. Kom ek sê hallo. Okay, het ek dit gedoen? Nee, okay, want my geskiedenis is 'n slang is not jy gaan hom nie wen nie. Okay, hy gaan jou wen. Okay. En so outomaties wat gebeur is wanneer jy iets sien, die data kom in, die thalamus in jou brein gaan daai gedeelte van jou brein interpreteer die data volgens jou geloofsisteem wat jy het. En hy gaan vir jou sê, is this a threat or is this a reward? Is this good or is it bad? En so outomaties, this is a threat. Okay, en wat doen die organe dan? Of hy sê dan vir jou, wat se emosie gaan jy nou voel?
Nou gaan jy, okay, you're going to go into fight or flight, but you're going to feel what? Fear. Jy gaan bang wees, okay? Jy gaan fear voel en jou organe skei dan die adrenalien af. Hoekom? Jy moet hardloop, okay? En dis wat ek gedoen het. Ek het gehardloop, ek dink seker vir 100 meter of meer as dit, voordat ek omgekyk het eers, want jy weet as jy in die donker loop, jy voel daar's iets wat hier agter jou loop, dan moet jy in die huis ingaan, okay? Daai gevoel het ek gehad daarso. Right, en toe ek nou gestop het aan die ander kant en ek sien hierso is niks nie, so die data kom in, die thalamus interpreteer dit, okay, daar is geen meer bedreiging nie, en nou kan ek rustig voel, en so nou skei my brein GABA af, okay, wat 'n chemical is om jou angstigheid weg te vat. So as jy angsmedisyne drink, dan het dit gewoonlik daai GABA in, okay. Alright, so dit vat die persepsie van 'n bedreiging weg, dis wat dit doen. Alright. Nou, wie van julle onthou vir Steve Irwin? Hey, Steve Irwin, daai Australianer wat as hy 'n krokodil sien dan duik hy die krokodil. Okay, daai is een van my favourite mense ooit gewees. Okay, Steve Irwin. En nou kom ons imagine Steve Irwin het op dieselfde plaas geloop, selfde plek getrap, selfde slang gesien, sou hy dieselfde gereageer het as ek? Nee, hoekom nie? Want toe hy dit sien, die data, die 1 en die 0 gaan in, en sy geloofstem, he likes snakes, okay, he understands them, he knows how to work with them, hy gaan nou lekker hierdie ding speel, en die kamera gaan hierso wees, en hy gaan met die slang praat, okay, en so, Steve Irwin gaan eintlik excitement voel, wanneer hy die slang sien, alright, en so, kommunikasie is nie net van woorde wat ek hoor nie, daar is 'n stelsel waardeur die woorde wat jy sê, ek nou gaan interpreteer deur die ervarings wat ek gehad het in my lewe. Ons het vanoggend 'n bietjie gepraat oor skuldgevoelens. Ek sal nou nie julle skuldgevoelens uitbring nie. Okay? Maar ek sal die skuldgevoelens van ervaring van my en my vrou vir u sê. Ek het toe my ons eerste seentjie gehad het. Ek sê altyd eerste seentjie. Ek het net een seentjie. Toe my eerste kind gehad het. Alraai. Hy was nog jonk geweest. Hy was so 2. En ek was baie in die fietsry ding in gewees daai tyd. Dit is my so lekker om op my fiets te klim en ek gaan daar in die woud in die wildernis in, sit musiek op my ore. Dit is my die lekkerste. Dis hoe ek deel met my emosies. Okay, veral as ek baie berading moet doen. Dan gaan doen ek dit en dan voel ek beter. Okay. En ek het dit baie geniet. Baie fiets gery, maar ek het so 'n bietjie skuldig begin voel want ek weet my vrou doen nou alles en ek weet ek skeep af. Jy weet wat ook al jy glo jou rolle moet wees, ek het gevoel ek skeep my rol af. Okay. En nou loop ek en my vrou eendag by die werk in, ons het saam gewerk in dieselfde plek. En loop ons daar so in en sy vra vir my toe, Mike, wat wil jy doen hierdie naweek? Ek sê toe vir haar, man, ek kan nie wag vir Sondag nie. Ek wil net op my fiets klim en ek wil net gaan ry vir 4 ure. Dis net that's what I want to do. Ek kan nie wag nie. Okay. En ek is toe baie nice man en ek vra toe vir haar, wat wil jy doen? Okay. Yeah. Okay. Wat wil jy doen? En sy sê toe vir my, ek kan nie wag nie. Ek wil net 'n bietjie wasgoed gedoen kry. En ewe skielik raak ek geïrriteerd en kwaad want sy sê iets vir my sonder om dit te sê. Right? Is like sy probeer my stab hierso van die kant af en vir my sê ja, jy weet ek moet wasgoed doen terwyl jy gaan fietsry. En so die eerste ding wat ek hoor is dat sy my probeer stab hierso en ek is so kwaad man en ek konfronteer haar en sê vir haar, hoekom doen jy dit? Hoekom kan jy nie met my eerlik wees en vir my sê jy's kwaad vir my nie? En sy sê van, what are you talking about? Sy het nie 'n idee gehad waar ek vandaan kom nie. My eie skuldgevoelens het my die situasie laat lees deur daardie skuldgevoelens. So wanneer ek luister na mense, ek luister gewoonlik vir daardie mense deur die emosies wat ek het al klaar. Dit is jou lens. Jy kan dit nie escape nie. Ek het al baie couples waar een persoon gecheat het op die ander persoon. Okay, en daai persoon wat gecheat het al daai skuldgevoelens wat hulle nie meer gedeel het nie. Okay? En wanneer hierdie persoon net lyk of hulle wil ongelukkig wees, dan is hierdie persoon al klaar getrigger want ja, hulle is nou weer die probleem. Hulle neem aan hulle is die probleem heeltyd omrede die skuldgevoelens ook. So daai kommunikasie
is 'n ongelooflike belangrike ding wat ons wat belangrik is in die huwelik en ons sal 'n bietjie meer later daaroor gesels hopelik. Maar ek sien ek maak baie beloftes hierso en dit is nou al 4:15. Ek het dit nou eers gesien, skus. Maar hier's die punt, kommunikasie. Dit is nie so eenvoudig soos wat jy dink nie. Jou hele geskiedenis en al jou emosies saam is die lens waardeur jy nie net ander mense se woorde lees nie, maar partykeer selfs die Bybel. Selfs die Bybel. Okay. En so ons moet baie versigtig wees vir wat ons dink ander mense voel of hoe ons hulle dink hulle goeie sê. Maar okay, laat ek daarso pause. Kom ek sluit vir ons af met gebed. Dan vat ons 'n breek en dan gaan ons terugkom vir die erediens waar ons bietjie gaan gesels oor goddelike vergifnis. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ek wil vir U dankie sê weer eens vir hierdie dag. Dankie vir liefde, dankie vir verbinding. Dankie dat ons deur kommunikasie ook kan verbind met mekaar. Here, maar daar's soveel slange in die gras. Daar's soveel dinge wat ons beperk in hoe goed ons kan verbind met mekaar en Here, ons vra asseblief help ons met dit. Ek glo elke persoon hierso wil eintlik 'n gesonde, of dit nou 'n huwelik is, of dit nou 'n verhouding is met hulle kind of met hulle broer of wat ook al. Iewers is daar 'n behoefte, Here, en ek vra asseblief dat U in ons lewens sal inkom en ons sal wysheid gee, ons sal insig gee en ons sal krag gee om dit te kan maak werk. Ek dank U dat ons op U kan vertrou. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.